hoofsaaklik wy en Philip, maar my boodskap gaan 'n klein bietjie wyeer wees. Ek wil sommer maar net ook vir jou betrek, sodat vanoggend se diens net 'n woord van bemoediging vir die family is nie, maar ook vir elkeen van julle wat vanoggend hier sit. Ons gaan almal maar deur 'n moeilike tyd, en jy weet regtig nie hoe die dag van môre gaan lyk nie. So ek wil ook hierdie geleentheid gebruik om ook sommer net as 'n groep te bemoedig, op te bou, te versterk, en sommer maar net iets spesiaals te doen. Kom ons word stil voor die Here. U is die Alfa, U is die Omega. U is die eerste een, U is die laaste een. Voordat daar enigiets was U reeds. Deur U woord het alles tot stand gekom. U is gekruisig, U het opgestaan in lewe. U kom weer. En wanneer U weer kom, weet ons, is dit die nuwe hemel en die nuwe aarde wat aanbreek. U wat die vredevors gaan wees, die koning van die konings en die Here van die leerskare. Aan U kom toe al die eer en al die lof en al die aanbidding. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader wat U baie, baie lief het, en Jesus Christus, ons Here. Terwyl jy so bly sit op die blaadjie, sing ons dan O Heer my God, en ek het vir Tommy gevra om saam te sing. Dankie Tommy. Hy is een van ons lofspanmanne, en Rita is ook hier. Rita, as ek het geweet het ek vir jou nog 'n mic gegee. Terwyl ons so bly sit, O Heer my God. Het ek net by jou kom staan. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg, vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke. Maak U volkomen, U eiendom.
die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. Dankie Vader dat ons kan weet U is in ons midde. Dankie Here dat ons een van U kinders wat huis toe is, sy lewe kan vier. Soveel wonderlike momente, soveel ongelooflike gedagtes. Dankie vir die mens wat hom Philip was. Dankie vir die geloof wat hy uitgeleef het. Dankie vir sy inspirasie. Dankie vir sy vasbyt. Dankie Here dat daar soveel mense is wat hom regtig liefhet. Sy eie familie, sy kleinkinders. Vir elkeen was hy baie spesiaal geweest. As ons dan ook in hierdie uur voor U stil word, bid ek Here dat die eer aan U gaan toekom, maar dat ons ook die lewe van 'n wonderlike mens gaan vier. Seën dan ook hierdie uur wat ons saam met U gaan wees. Ons bid dit in die naam van Christus alleen. Amen. Psalm 23. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee vir my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van U naam. Al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Psalm 23. Die mees bekende psalm in die Bybel. Die mees geleesde psalm deur mense. Wanneer mense deur 'n krisis gaan, dan lees hulle Psalm 23. Wanneer iemand op die sterfbed lê, dan lees hulle Psalm 23. In die dagboeke van jong soldate in die Eerste Wêreldoorlog was dit die psalm gewees wat die meeste opgeteken was. Wanneer jy nie meer kan nie en ek weet nie waartoe om te gaan nie, dan lees ons Psalm 23. Ek gaan Psalm 23 vat en in 3 fases oopbreek en dit van toepassing maak op die lewe van Philip. Maar nie net Philip se lewe nie, jou lewe. Psalm 23 beskryf 3 fases in elke mens se lewe. Die eerste fase is die fase van die groen weivelde, vers 1 tot 3. Die tweede fase verander die hele totale toneel. Dit word donker, dit word onheilspellend. Die skaduwee van die dood. Die vallei van die dood. Verse 5 tot 6, verander die prentjie weer. Nie meer die skaduwee van die dood nie, maar 'n paleis, waar fases 1 en 2 verby is in ons lewens. Verse 1 tot 3 beskryf die grootste gedeelte van jou lewe. Dit beskryf daardie fase in jou lewe toe jy jonk was, toe jy getroud is, toe jy begin werk het, toe jy begin kinders kry het, en dit finansiëel baie goed met jou gegaan het. Beskryf daardie deel van jou lewe, of jy jou kar geklim het, jy het werk toe gegaan, jy het kontrakte gekry, baie goed met jou gegaan. Dit beskryf daardie deel in jou lewe, wat jy presies geweet het, wat môre gaan gebeur. En wanneer jy in die begin van 'n nuwe jaar kom, en jy beplan die jaar vooruit, het jy presies geweet wat om te beplan. Was die goeie gedeeltes in mense lewe gewees.
Psalm 23 vers 1 tot 3 lê klem op 2 eenvoudige sinnetjies. Die Here is my herder. Dit beskryf 'n unieke verhouding wat tussen die herder en die kudde bestaan. Die unieke verhouding tussen jou en die Here. Dis daardie tyd in jou lewe wat jy jou Bybel gelees het. Dis daardie tyd in jou lewe wat jy gebid het. Dis daardie tyd in jou lewe wat jy en jou kinders saam kerk toe gegaan het. Dis daardie tyd in jou lewe wat jy opgestaan het en wat jy geweet het, vandag gaan ons kerk toe. Wat doen ons volgende Sondag? Ons gaan kerk toe. Dis daardie deel in jou lewe waar jy en jou vriende bymekaar gekom het in omgeegroepe. Daardie deel in jou lewe waar jy gesê die Here is my herder. Die woordjie my kom 6 keer na vore. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Een van die bittermin psalms wat Dawid geskryf het, waar hy die woordjie gebruik, my. Daardie deel in jou lewe wat jy in die nagte wakker geword het, dan weet jy die Here is daar. Daardie deel van jou lewe wat jy in jou kar geklim het en daar ry jy sit in die verkeer vas, in plaas om kwaad te word vir die verkeer, praat jy met die Here. 'n unieke, fantastiese, ontspanne verhouding, persoonlike verhouding tussen jou en die Here. Dis die reis van Philip. Die Here is my herder. Hy lei my. Ek kom niks kort. Ongelooflike fantastiese pad wat Philip saam met die Here geloop het as my herder. Die ene wat voorstap. Die ene wie se stem ek luister. Die ene wie se voetspore ek volg. Die ene van wie ek my afhanklikheid verklaar. Hoe gereeld het julle nie elke Sondag in die kerk gesit nie? Dieselfde plek elke Sondag. Totdat Martie eendag vir my kom sê, dit gaan nie goed met Philip nie. Dominee, jy gaan ons nie meer so gereeld in die kerk sien nie. Maar tot en met op daardie moment was daar 'n ongelooflike, fantastiese, spontane verhouding tussen Philip en sy herder. Tussen Martie en haar herder. Tussen julle as 'n groep wat vanoggend hier voor my sit, en jou unieke persoonlike verhouding met die herder. Ook jy kan so deur jou lewe scan van 50, 60 jaar se lewe, wat jy inderdaad kan sê, inderdaad, die Here was my herder. Hierdie eerste 3 verse beskryf nie net 'n baie unieke verhouding tussen jou en tussen die Here nie. Want hier kom die tweede sinnetjie in. Ek kom niks kort. Dis daardie fase van jou lewe waar dit goed gaan. Gaan goed met jou gesondheid. Gaan goed met jou finansies. Gaan goed met jou verhoudings. Dit gaan goed met jou program. Jy's trots op jou kinders. Hulle presteer. Hulle is die beste. En as mense vir jou vra, hoe gaan dit? Sou jy geantwoord het, niks om oor te kla. Dit gaan eintlik baie goed met my. En as ek sou kla, sou ek met die witbrood onder my arms gekla het. Dit gaan baie goed. Wat doen hy? Hy laat my rus. Waar? In groen weivelde. Hy bring my by waters. Waar? Waar daar vrede is. Hy gee my wat? Nuwe krag. Hy lei my op die paaie van geregtigheid. Aangrypend. Woord vir woord en sin vir sin, sou Philip kon gesê het, inderdaad, hy bring my by waters van rus, groen weivelde van vrede. Die Here lei my. Die mees fantastiese lewe, fase in jou lewe. Die fase van die groen weivelde.
ek sê jou vir 'n oomblik wou vra, word vir 'n oomblik stil voor die Here, dan scan jy maar net jou verlede oor hierdie fase van jou lewe. Baie van julle is nog steeds in hierdie fase. Kan nog steeds sê die Here is my herder. Ek kom niks kort. Gaan baie goed met jou. Terwyl die skape besig was om op die groen weivelde te wei, het hulle stadig begin stap. En voordat die skape dit kon agtergekom het, was hulle nie meer op die groen weivelde nie, maar het hulle self bevind op 'n totale ander plek, 'n totale ander prentjie, 'n totale ander scenario, die vallei van die dood. Die skape was die een oomblik nog op die groen weivelde, en die volgende oomblik het die skaduwees van die vallei van die dood oor hulle geval. Nou wat is die vallei van die dood? As jy vandag in Israel kom, jy beweeg so tussen die berge rond, sal jy sien, hier is die berge, en dan tussen hierdie berge is daar 'n vallei. En as jy beweeg van die een plek na die ander plek, moet jy deur die vallei van die dood beweeg. Die vallei van die dood is die mees gevaarlikste plek waar die kudde hulself kon bevind. Want dis die plek waar as dit op die bopunt te reën, dan kom die flash floods deur en kan die hele kudde weggespoel word. Dis die gevare van flash floods. Dis nie net die gevare van stroomwaters wat kon gekom het nie. Dis die plek waar die beere, die leeu's en die wolwe en die jakkalse so in die skaduwee van die dood geskuil het, om wanneer die skape daar verby te kom, een van die skape te vang, te verskeur en op te eet. Maar dis nie net die roofdiere wat daar gelê het nie. Ook rowers het daar geskuil. En wanneer een van die skape in hierdie vallei van die dood sou afdwaal, sou hulle een van die skape gegryp het, geslag het en weggehardloop het. Maar daar was ook afdraande plekke waar hulle kon geval het, 'n been kon gebreek het en nooit weer kon herstel nie. Dis waar die skaduwees onheilspellend is, waar elke geluid vrees inboesem, en waar hierdie skape, wat die een oomblik nog op die groen weivelde was, op 'n plek is, waar die vrees vir die dood oorgeneem het. COVID het dit met jou gedoen. In COVID was jy in die vallei van die dood. Baie van julle het siek geword en julle het herstel. Dank Vader. Elkeen van julle wat vanoggend hier voor my sit, kan 'n storie vertel van vriende en familielede wat jy verloor het in die tydperk van COVID. Hoeveel van julle het in daardie tyd julle werk verloor? Baie van julle moes maar 'n 20% salaris vat. Ander het hul werk verloor. So kan elkeen van julle teruggaan en dink aan die momente van die vallei van die dood. Jou finansies wat ingegee het, 'n verhouding wat gebreek is, jou gesondheid wat stelselmatig ingee. En Philip was in die vallei van die dood. Hoeveel maal, Martie, het jy my laat weet, gaan nie goed met Philip nie. Dan bid ons vir Philip. Dan word hy beter, dan word hy slegter. En so 2 weke gelede toe ek daar vir Johan Sonders gesit en wag het, en hy vir Philip se by my verbygestoot het, en ek sien sy gesig. Toe weet ek, Philip is in die moeilikheid. So het ons by sy bed gaan staan, saam gebid, hande gevat. En toe ek verlede donderdag nog 'n draai by hom wou gemaak, of 2 weke gelede, het ek en Karl gepraat, toe Karl vir my gesê, jy is nie nodig om te kom nie. Hy is reeds oorlede. Die vallei van die dood. Elkeen van julle wat vanoggend hier sit, kan dalk 'n storie vertel van die vallei van die dood. Hier is die groot vraag. Hoe het die skape in die vallei van die dood beland? Daar was die oop vlaktes. Daar was 'n herder. Het hy geslaap? Het hulle verdwaal? Het hulle koppe gelei? Eie kop gevolg? Hoe het dit gebeur dat die skape
in die vallei van die dood beland het. 4 opmerkings wat ek wil maak. Dieselfde herder wat hulle laat rus het in die groen weivelde, dieselfde herder wat hulle gebring het by die waters waar daar rus en vrede is, dieselfde herder wat hulle op die paaie van geregtigheid gelei het, dieselfde herder het hulle in die vallei van die dood gelei. Die skaap het nie verdwaal nie. Die herder het nie geslaap nie. Die herder wat hulle eers gelei het in die groen weivelde, het hulle ingelei in die vallei van die dood. Philip, is dit maar toevallig dat jy siek geword het? Is dit maar toevallig dat jou gesondheid agteruit gegaan het? Is dit toevallig dat jy besig is om jou werk te verloor? Is dit toevallig dat jou gesondheid agteruit gaan? Nee. Dieselfde herder wat jy in die goeie tye gelei het, dieselfde herder lei jou deur die vallei van die dood. Hoekom doen hy dit? Want die seisoene is besig om te verander. Die herder kon in die natuur agterkom, die seisoen van die somer is verby. Want dis wat beskryf word op die groen weivelde, dis die somer. Die winter is op pad. En die herder het dit geweet. En die enigste veilige plek is die vaderhuis. Die enigste veilige plek in die winter. So wat die herder moes doen, hy moes die kudde deur die vallei van die dood lei, tot uiteindelik by die veilige beskutting van die vaderhuis. Wat gebeur in die vallei van die dood? Iets baie interessants. Vers 4 verander die hele woordjie van my herder na u. U stok en u staf, die vertroos my. U is by my. Die woordjie u is 'n baie meer intiemer woord as my. In die vallei van die dood beweeg die kudde nader aan die herder. Daar op die groen weivelde het hulle gespeel en gelag en water gedrink, maar nie in die vallei van die dood. In die vallei van die dood stap die herder voor en in sy voetspore volg die skape. Die skape luister na sy stem. Die skape kyk na sy gebare. Die skape hoor elke woord wat gesê word. Die skape volg in sy voetspore. Weet jy wat het gebeur in COVID? Jy het nader in die Here beweeg. Weet jy wat het gebeur in die tyd toe jy werk verloor het? Jy het nader in die Here beweeg. Weet jy wat het gebeur in die tyd toe jou gesondheid agteruit gegaan het? Jy het nader in die Here beweeg. En Philip het nader in die Here beweeg. Hy het een behoefte en een begeerte gehad. En dis die huis by sy pa. In die vallei van die dood beweeg ons nader aan die herder. Dit bring ons by verse 5 en 6. Nie meer die vallei van die dood, nie meer die oop velde nie, maar die toneel wat Dawid nou hier beskryf, is die toneel van 'n paleis. So Dawid het al 3 terreine baie goed geken. Hy was 'n herder, so hy ken die herders. Dawid was baie keer in die vallei van die dood, hy ken die vallei van die dood. Maar Dawid was ook 'n koning. En as 'n koning het hy in 'n paleis gebly. En as koning het hy baie keer mense ontvang. Uiteindelik is dit die eindbestemming ook van Philip gewees. Die vaderhuis. Ons lees in verse 5 en 6. Nou moet jy fyn luister. U laat my Philip by 'n feesmaal aansit. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai deur u hartlikheid en u liefde. U goedheid sal my lewe lank by my bly. En ek, Philip, sal tuis wees en hy is my vader tot 'n lengte van dae. Nie meer op die oop velde nie.
nie meer in die vallei van die dood. In die huis van Papa Vader. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ek gaan om jou plek gereed te maak. En wanneer jou plek gereed is, kom ek om jou te haal, sodat jy kan wees waar ek is. Philip, in die huis van ons Vader is daar baie kamers. Ek maak jou plek gereed. Wanneer jou plek gereed is, kom haal ek jou. Sodat jy kan wees waar ek is en waar ons Vader is. 'n nuwe toekoms, 'n nuwe pad, 'n nuwe lewe. Nie meer die man wat daar in 'n bed lê, wat swaar kry. Nie meer die man wat hulle sê, vat die pype weg. Ek is gereed om huis toe te gaan. Psalm 23, vers 5 en 6, het waar geword van Philip. Die Here het vir hom 'n maaltyd voorberei. Hy is soos 'n eregas ontvang. En wanneer jy iemand wil bederf, oorlaai jy hom met jou beste. En dis wat God gedoen het met hom. Oorlaai met sy beste. Mag julle in Psalm 23 julle krag, julle troos en julle bemoediging beleef. Vat saam. Hy het 'n ongelooflike goeie lewe gehad op die groen weivelde. Het 'n baie moeilike tydperk gehad in die vallei van die dood. Hy's 'n vrymens, hy's besig om fees te vier. Kom ons sluit die oë, dan praat ons met die Here. Dankie Vader vir die voorreg om 'n vol lewe te kon gehad het. Waar ons inderdaad kon gesê, die Here is my herder. Ek kom niks kort. Fantastiese fase in Philip se lewe. Waar die verhouding tussen U en tussen hom een woordjie was, die woordjie my. Die Here is my herder. Hy lei my. Hy versorg my. Hy bring my. Hy lei my in die paaie van geregtigheid. En dan uiteindelik waar hy kon gesê het, ek kom niks kort. Maar Here, baie dankie dat U in die vallei van die dood saam met hom was. Tree vir tree voor hom uitbeweeg het. As hy gestruikel het, hom opgetel. As hy geval het, was hy regterhand daar. As hy bang geword het vir die onheilspellende geluide van die vallei van die dood, het U hom getroos. In U het hy sy krag, sy ondersteuning en sy bemoediging gevind. Maar in hierdie oomblikke wil ons ook saam met sy familie sê, prys die Here, baie dankie. Hy is by die Vaderhuis, ontvang hom soos 'n eregas, het vir hom 'n wonderlike maaltyd voorberei, en belangrikste van alles, U bederf hom. Daar waar Philip nou is, kan hy net een woordjie gebruik. Uiteindelik is ek tuis, in die huis van my Vader. Ek bid Here dat die pad saam met die familie sal loop, maar dat ons ook inderdaad 'n fantastiese lewe sal gedenk en herdenk, en dat Philip se legacy nog vir eeue sal voortleef. Amen. Ek wil julle net waarsku oor die sequence van gebeurtenisse. Ek gaan die blaadjie lees, en daarna gaan die 3 heldeblyke kom. Andrei, en dan Martie, en dan Kyle. Op die tweede laaste bladsy, die begrafnisbrief. Geskryf deur Stella van Niekerk in die hospitaal. Hier sit ons by die hospitaal met die huil vlak in ons oë. Pa Philip, vandag moet ons jou groet. Hoe sê ons goodbye vir die warm, soet liefde, so sonder grense, wat ons in elke drukkie beleef het. Dankie vir die mooi wat jy vir ons gelos het. 'n Christus voorbeeld soos min. Met 'n traan in ons lag sê ons goodbye. What a legacy you leave. Spore wat vir ons uitgetrap is. Dankie vir die voorreg om vir 39 jaar jou pa, oupa, vriend, broer, skoonbroer, oupa, groot man te kon noem. Sê hallo vir ons liefmense aan die ander kant.
sou wou vra, het Jesus sulke mooi sagte oë soos joune? Dankie vir ons genade tyd, Abba, ons verlang klaar, lief vir jou. André, is jy gereed om te kom? Of wil jy die ander moet eers kom? André, jy's reg, nee. Wil net kyk, André, of ons op jou op die regte hoogte het, ja, ons moet jou 'n bietjie opvat. Daar sê, dankie André. Nee, dit is nou nie my sterkpunt nie, maar ons sal maar try. So ja, die briefie sê 39 jaar is 'n klein bietjie langer as 39 jaar, was 'n deel van ons lewe en al die jare wat ek in die kerke was in Swaan het ek 'n paar mense soos hy ontmoet. Nie baie nie, ek dink so 3 of 4 en as ek bedoel so tipe mens, as jy is soos ek is, dan kyk jy na daai tipe en dink jy, is nie moontlik nie. Hoe kan 'n mens net goed wees? En dis hoe ek hom gesien het. Hy was net goed. Ek dink nie, ek het hom ooit 'n vloekwoord hoor sê nie. Hy het 9 jaar vir my gewerk vir ek en Anton by Wheelcraft. Ek meen, wat 'n tipe mens praat nie sleg van Jacob Zuma nie, man. Ek sê jou, ek is in gesprekke wat almal huil oor dit en dat, en hy was nie deel van die gesprek gewees nie, want hy was net goed gewees. En soos ek sê, I don't get that, maar dis wie hy was. So, ek was al op 'n paar begrafnisse op my lewe gewees ook wat die mense praat van die ou wat dood is, en dan dink ek, maar as ek by die verkeerde begrafnis, want die ou wat ek geken het is nie heeltemal wat hulle daarvoor van praat nie. Hierdie ou het omtrent soos die duiwel geopereer en nou sing hulle al hierdie lofliedere oor hom. Maar vandag is dit die waarheid. Hier word nie nonsens gepraat nie, want dis wie hy was. Net hierdie incredible, saggeaarde, goeie mens. En omdat ek nie eintlik die tipe is wat my hart deel met mense en jou op die skouertjies tik en vir jou sê wel dan en daai klas van goeters nie, het ek regtig, ek dink van omtrent 2 of 3 jaar het ek met die ding in my geloop. Elke keer as ons by mekaar kom, dan wil ek vir hom ietsie sê, maar ek doen dit net nie. Dan dink ek, maar wat's fout met jou van die kerk? En ek sien hoe gaan hy agteruit. En ek sê vir myself, jy beter hierdie ding sê voor dit te laat is. En ek stel uit so elke maand of 2 of 3 whatever, dan koop ons bietjie Kentucky, dan gaan eet ons daar by my maale. En ek dink so 2-3 maande terug, toe is die Kentucky klaar en ons sê weer Kobai, hy loop nie saam nie, hy is te swak om saam te loop, hy sit in die hy sit aan sy stoel en ek loop uit kar toe. En ek dog, gaan sê net van wat jy van wil sê. Ek meen, wat's fout met jou van die kerk? En ek loop terug na hom toe en ek sê vir hom, Philip, staan op asseblief. En ek sien hy kyk my so snaaks aan. En hy staan op en ek gee hom 'n drukkie. Ek sê vir hom dat hy by verre die beste voorbeeld van 'n gelowe in Christus Jesus is wat ek in my hele lewe teëgekom het. En dit was die reine waarheid. So, Philip, dankie. Jy is net incredible gewees. Ons is lief vir jou. En ons sien jou eendag weer. Dankie.
toe Kyle vir Eliaatjie sê, papa, oupa is na Jesus toe. Toe vra sy eers van wat sê Jesus? Toe sê hy Jesus. Toe sê hy van, papa, oupa is dood. Kyk, sê hom so, toe sê sy, ai, papa, oupa moet nie dood wees nie. En ek dink vandag sit ons almal hier binne en ons kan ook sê, ai, ons gaan hom mis. Pa met 'n vrede hartseer in my hart, celebrate ons vandag jou lewe. Pa los 'n groot leemte vir almal wat hier teenwoordig is vandag. Maar ek weet dat elkeen van ons die mooi oomblikke wat so baie is, vir altyd sal onthou en ons harte, en ons sal dit in ons harte koester. Ek lees 'n boek, en dit is so gepas gewees, en ek het die boek nou al die tweede keer wat ek hom lees. Die naam is Tuesdays with Maury, en dit gaan oor 'n ouerige man wat besig is om dood te gaan aan ALS, en hoe hy die tyd wat hy gegee is om gedurende die tyd wat hy doodgaan, met sy geliefdes en die mense wat uitreik na hom toe en wat by hom is, te kan deel, en hoe hy die wysheid wat hy deur die lewe opgebou het, nog met mense kan deel, en deur sy liefde vir mense te kan kyk, en die positief, en maak nie saak as hy nie lekker gevoel het nie, en jy hom gevra het, dan het hy gesê, dit gaan goed, dankie, of gesê, vandag nie so goed nie. Die mooi memories wat ons altyd gaan hê, die tyd wat ons saam met hom kon gaan spandeer het, die tyd wat hy vir ons gewys het hoe lief hy ons het, en die tyd wat pa al die mooi altyd met ons almal kon deel. 'n gepaste stuk wat my bystaan in die boek is, en dit is as hy langs oom Philip gesit het, of pa Philip gesit het. To be with him, to spend time with him, was a gift of love and insight, courage and generosity. Ek los julle vandag met hierdie, en as ons hartseer is en verlang en om net by hom wil wees, onthou hierdie. As long as we can love each other and remember the feeling of love we had, as long as we love each other and remember the feeling of love we had, we can die without really going away. All the love you created is still there. All the memories are still there. You live on in the hearts of everyone you have touched and nurtured while you were here. Death ends a life, but never a relationship. Hallo. Hierdie reën is my nogal cool, want ek dink is oupa wat my tuin vir my nat maak. Ek het baie plante en hy wil hê my tuin moet mooi lyk. So is my lekker. Ek is Kyle, ek is oupa se favourite kleinkind. Ek het hom gevra, Shani het dit gehoor. Dit is geconfirm in die hospitaalbed. Die susters het dit geconfirm. So hy het wel admit op die laaste dat Gisela eintlik sy favourite is, maar dit tel nie want sy is nie bloed nie, so it's me.
Het was nog 'n mal week en ek het nie regtig myself tyd gegee om te dink aan wat ek gaan sê nie. Maar ook as ek moet eerlik wees, wou ek nie daaraan dink nie. Want hoe dink ek aan iets om te probeer uitfigure om hierdie man te honor met my woorde? Maar ook is ek 'n lastminute.com persoon, soos wat soos my vrou sal sê, Kyle style. Dit was 'n man met impeccable fashion sense. Ek dra vandag een van sy baadjies wat hy gekoop het in die laat 50s. Ek dink dit was in sy 20s, ek is nie heeltemal seker nie, Tannie Hester sal dalk weet. Maar hy het spesifiek hierdie baadjie gekoop om soos James Dean te lyk van Rebel Without a Cause. Ek het net die outfit so 'n bietjie verander met 'n springbok, want hy was 'n rugby fan. Maar so het my oupa ook klere wat ek gedink het is nie meer cool nie, het hy dit gevat en aangetrek en dan dit cooler wat lyk as wat ek lyk. Maar so kan ek sê dat die Philips weet nou maar hoe om aan te trek. As kinders was ons bevoorreg gewees om langs ouma en oupa groot te word. En soos ek hier sit en uitfigure wat om te skryf, het ek hierdie flood of memories wat by my neerkom. Elke Vrydag het ek en Vinay 'n Kinder Joy eier by oupa gekry. Toe ons klein was, het ek en Vinay keer op keer op die toilet gaan sit terwyl oupa in die bad lê en dan het hy 'n waslappie oor die bits gegooi en so het ons gesit en klets oor die dag. Daar's 'n memory wat ek nie kon onthou of dit ek of Vinay was of ouma of oupa nie, maar Vinay het dit te confirm. Eendag stap Vinay in die kombuis in terwyl oupa kos maak en sy gee vir hom 'n lekker byt op die bout en hy is blou na die tyd gewees, maar so het sy hom teruggekry vir al die byte wat hy gegee het. En die byte was ook deel van sy party trick waar hy sy tande somehow kon laat uitspring uit sy mond uit om jou vingertjies af te byt en dan lag ons in alle vreugde. Maar later in my lewe toets ek my oupa, soos ek al hoe meer tattoos kry. En met my laaste een sê hy, redelik streng, maar met baie liefde, ek dink jy het nou genoeg tattoos gekry. Wat vandag vir my so amazing maak, is hoe soveel mense net goed van hom praat. En soos wat Andre toevallig gesê het, ons praat nie net goed want hy's nie hier nie, nog my hele lewe lank, agter sy rug, praat mense net goed. Daar is so 'n groot voorbeeld wat hy vir ons nalaat. Hy was nie 'n man wat geskinder het nie, selfs vir Julius Zuma. Is dit Julius Zuma? Julius Malema? Anyway. Hy het altyd met liefde opgetree. Hy het altyd jammer gesê, al het hy niks verkeerd gedoen nie. Hy het diep liefde vir ouma gehad. And he always was a helping hand. En hy was nooit te trots gewees om te sê, help my, ek is verkeerd, of ek is jammer nie. Hy het 'n familie wat hy ingetrou het, 'n redelike mal familie, sy eie gemaak, en hy is deel van ons. Een van die laaste dinge wat ek en oupa oor gesels het, was oor sy pa. En met trane in sy oë sê hy vir my, dat hy nie sy pa se skoene sal kan volstaan nie. En tranerig kyk ek terug en ek sê vir hom in sy blou oë, sy Jesus oë, soos wat aan die Stella sal sê, oupa, ek dink nie jy verstaan hoe amazing man jy eintlik is nie. En dit is 'n eer vir my om jou naam te kan dra. Ek kyk na die laaste 2-3 jare and I cannot help to marvel at God's goodness. Daar was soveel tye wat ons actually gedink het, okay, dis nou die tyd. Ek en my sussie het besluit oupa se nuwe naam is vashou. Want so het ons al 5, 6, 7, 8 keer reggemaak om baie te sê en oupa klou net vas tot op sy laaste asem. Maar dit wys my God se grace op sy lewe dat daar was tyd gewees. Ek het die grootste eer gehad om met oupa te kon sit en te gesels oor die dood, oor hemel. Is hy bang? Is hy nie bang nie? Is daar iets wat hom nog pla? Is daar iets wat hom terughou? Is hy bekommerd oor iets? Hy en ouma het die eendag gesit en die praktiese goed al begin uitsorteer, bankbesonderhede skuif, selfoonrekeninge kanselleer, maar die een ding wat ons nie gedoen het nie, ouma, is passwords neergeskryf. So, ons was nie so prepared nie. Maar wat vir my so amazing is, tot op sy laaste asem, hoe hy almal 'n laaste keer kon sien. Hy kon 'n laaste keer met almal praat. 10:00 die oggend van sy dood het my vrou nog vir hom gevra, oupa, is jy okay?
en hy was saam met ons tot op die laaste sekonde. Dis my incredible om die grace te sien, dat almal vir hom kon sê, die laaste woorde, hoe lief hulle vir hom is, om eer terwyl hy daar lê, en nie after the fact waar ons spyt is nie. Daar's 'n skrif wat my net baie aan hom laat dink, en is Matthew 5, en nou het ek my foon vergeet, kan jy vir my bring asseblief net? Wat ek net wil lees, en terwyl ek dit vir my bring, gaan ek sommer net gou, daar's spesiale dankies wat ek wil sê van my hart af, maar ek het met ouma confirm, volgens sy voel dieselfde. So ek wil eers dankie sê vir mamma, vir die finansiële support wat jy nog altyd vir hulle gee. Ek wil baie dankie sê vir Tassie en Dieter, vir Kimola en Kayla, dat julle my oupa en ouma so in julle huis deel gemaak en vir alles wat julle vir hulle gedoen het. Ek weet julle het uit julle pad uitgegaan vir hulle en ek waardeer dit. Vir buurman Wynand, dat jy daar was. Vir oupa se girlfriend, Tasha, wat op donderdag saam met hom Animal Planet gekyk het. Ja. Ouma was bewus van dit, so dit was nie 'n volle cheating nie. Dit was 'n vir Elsie, vir ander en tannie Stella vir die KFC's, vir die inwoners van Tarantal, Dewald wat van ver af deurgery het met Jamale, om dankie vir dit. En vir elke familie en vriend wat daar was vir hom, dankie vir julle. En dan wil ek 'n spesiale dankie sê vir ouma, dat jy so lief was vir hom. Jy was daar tot op die laaste sekonde wat jy sy hand kon vashou, hom soen. Jy was 'n ongelooflike vrou. En hy was baie lief vir jou, and I know this. So ek wil net dit sê. En dan wil ek net die skrif wat die hele week by my opkom, soos wat ek nie probeer dink aan oupa nie, maar kan nie help om aan hom te dink nie, is Matteus 5, wat net sê, Blessed are the poor in spirit, for theirs are the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteous sake, for theirs is the kingdom of heaven. En dit praat dit vir my weer eens van wie oupa was. En dan die laaste storie wat ek wil deel, en dis die heel laaste storie wat oupa vir my vertel het, is toe hy besluit het om klompie jare terug sy lewe te commit aan die Here, het hy 'n ouderling in die kerk geword. En blykbaar moet ouderlinge na mense se huise toe gaan, dominee. Ek weet nie, ek is nie 'n NG ganger nie, so ek weet nie. Maar hy het altyd na mense se huise toe gaan, en die ding wat hy gesê het, wat hy gedoen het, is hy het altyd 2 Bybels gevat, een om uit te lees en een om agter te laat. So vandag los ek 'n Bybel agter in die kerk vir my oupa dominee, en ek het ook vir my Kinderjoy gekoop, want hy kort 'n Kinderjoy, al is hulle nie meer so lekker soos die wat hy vir ons gekoop het nie, maar dis nie die punt nie. Dankie julle, en dankie vir almal wat hier is en om celebrate in hulle manier, en hulle suits, wat soos oupa moet lyk, Peer, die blommetjies, die familie, die vriende, almal wat opgedaag het vir hom. Ek wil net dankie sê uit my hart uit vir familie en vriende. Dankie. Ons kom by die laaste gedeelte van ons diens, waar die familie en die van julle wat vrymoedigheid het, 'n kersie kom vat en die brand kom steek en die bak kom sit, en sommer maar net by Philip te kom staan, hier by die foto en die rangskikking daar, en sommer maar net vir ou laaste groet en afskeid te neem. Dan het Thys my die reëling gevra, hy is by die kamera daar agter besig, vir al julle ouens wat agter is, om net agter hom verby te loop, want hulle is besig om die stream te diens, en hy wil julle gesigte sien, nie julle rye as ons hier is. So asseblief, u van wat agter hom kom, hierdie kant toe, asseblief, baie dankie. Ek vertel die storie van die 4 kerse, en daarna gaan ek die familie nooi om vorentoe te kom. 4 kerse kom by mekaar in 'n kamer, en 3 van hulle is baie hartseer. Die eerste is die kers van vrede. Hy sê, daar is soveel onmin na buite die wêreld, dat my nie meer nodig nie, toe gaan sy vlammetjie dood. Die tweede is die kers van geloof. En die kers van geloof sê, die wêreld daar buite wil nie meer glo nie. Hulle het my ook nie meer nodig nie, toe gaan sy vlammetjie dood. En die derde kers is die kers van liefde. En die kers van liefde sê, daar is soveel haat daar buite, die wêreld het my ook nie nodig nie, toe gaan sy vlammetjie dood. En so kom 'n klein seentjie ingehardloop, en hy sien hierdie 3 kerse wat die brand, en hy is ontsteld. Hy sê vir hulle, julle moet brand, hoekom brand julle nie?
En so vertel die 3 kersse weer oor hoekom hulle nie brand nie. En die seentjie kyk na die 4de kers en hy vra maar wie's jy? Hy sê ek is die vlam van hoop. En solank as dat ek brand, kan ek die ander 3 kersse weer in die brand steek. En so vat die seentjie die vlam van hoop en hy steek die kers van vrede, geloof en liefde weer in die brand. Watter hoop? Die hoop dat ons Philip vorentoe weer gaan sien. So as jy jou kersie vat en die brand kom steek en hier kom neersit, dan sê jy Philip, dis my kers van hoop hierdie. Ons gaan jou vorentoe definitief weer sien. Baie dankie familie eerste en daarna die res van die vriende wat vrymoedig het. Baie dankie.
vir jou gee. Liefde kan sterf. Jy kan van jou vrede beroof word. Jy kan jou geloof verloor. Maar wat jy nooit mag verloor, is die vlam van hoop. As jy na hierdie bak kyk, dan sien jy hoeveel kersse brand. Die vlam van hoop. Philip, ons gaan jou verseker weer sien. Die laaste verrigtinge gaan deur die Pienaar hanteer word. Nou, ek en Pien ken mekaar ook al jare en jare en jare lank. Hy is ook 'n familievriend. So Pien gaan vir ons dan die afsluiting ook dan van die begrafnis waarneem. Baie dankie, welkom Pien, hoor.
Ja, wat 'n voorreg om hierdie afsluiting te kan doen. Toe André so praat van 35 jaar, seker bietjie meer. En my berekening is 33 jaar wat ek vir Martie en Philip ken. So dis ook 'n leeftyd. En daarom is dit vir my 'n voorreg om by hierdie spesiale geleentheid dan nou afsluiting te doen. Nou die begrafnisformulier, en dit is nou my werk, is 'n baie mooi, fantasties mooi vir my geformuleerde formule of 'n samevatting van ons geloof. En daarom is die begrafnisformulier nie vir die oorledene geformuleer nie, maar is vir ons geformuleer. Ons wat agterbly. En dit het so mooi na vore gekom in hierdie hele erediens en huldebetuigings, is dat Philip die stryd met sukses voltooi het. Dat hy oor die wenstreep is en dat hy die oorwinningskroon ontvang het. Maar ons klompie hier, ons is nog in die wedloop. En ons stry nog die stryd. En die formulier is vir ons bedoel, om veral dan nou vir ons hoop te gee. Want hierdie woorde is hoopgewende woorde. Kom ons luister na die begrafnisformulier. Ons dink aan die graf van ons Here Jesus in die tuin van Josef van Arimatea. Op die Sondagmôre was die klip weggerol en die graf was leeg. En 'n engel het vir die vroue gesê, moenie skrik nie. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy is opgewek. Hy lewe. Markus 16 vers 6. Daarom vind ons troos in die woorde van Jesus wat self gesê het, ek is die opstanding en die lewe. En wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En vriende, broers en susters, as daar nou een ding is waaraan ons moet vasgryp, is nie 'n mooi godsdienstige lewe nie. Is nie om soort van perfek of sondeloos te probeer lewe nie. Maar is om aan Jesus Christus vas te hou. Hy is ons lewe. Want ons eie pogings gaan ons verskriklik in die steek laat. Hy is ons redder. Dit is ons troos. En dan sê die formulier nog verder, Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En deur hierdie opstanding, en dit wat Jesus gesê het, het so impak op die apostel Paulus gemaak, dat hy vir ons hierdie wonderlike woorde nagelaat het, wat sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? En ek dink ons sou dit nogal kon raak sien, ook in Philip se benadering van die laaste rukkie. En ek dink ons kan dit maar almal onthou ook van wat Paulus hier gesê het. Ons kan nie leef met 'n vrees vir die dood nie. Johannes skryf elders, die liefde dryf die vrees uit.
Liefde vir Jesus dryf die vrees vir die dood uit. Hy gaan nie die laaste sê nie. Daarom is ek so bly dat Dominee Ernst Endres genoem het, daai woorde aangehaal het van Jesus wat gesê het, ons moenie bang wees nie, ons moenie vreesagtig wees nie. En dit het hy gesê kort voor sy eie dood. Want hy het gesê, vir sy disippels gesê, want ek gaan vir julle plek gereed maak. En daai plek gereed maak waar Philip nou aangemeld het, aan die tafel van die Here, daai plek word vir my en vir jou gereed gemaak, wat in Jesus Christus leef. As daar 'n ding is waarop ons kan hoop, dan is dit 'n beter lewe as hierdie een. En daarom kan hierdie geloof en liefde, wat is die ander een, maar weer aangesteek word. Want ons het 'n rede daartoe. Wonderlike formulier. Dan gaan hy aan en hy sê, en dit is nogal belangrike woorde vir my en vir jou, deur die dood, dis nou die dood van iemand soos Philip wat ons nou kom herdenk en van afskeid neem vandag, roep God ongelowige mense tot bekering. Keer weg van jou verkeerde lewe. En hy roep ons op, elke kind van hom, tot 'n nuwe toewyding. En daarom het Jesus aan die kruis gesterf staan hier, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. En daarom sluit ek met hierdie woorde van Paulus, en dit is ons formulier waarmee hy afsluit. Hy sê, as ons dan lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, dan sterf ons ook tot eer van die Here, wat so mooi is om te sien. Daarom, of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Kom ons bid saam. Here God, U goedheid en genade vir ons is ontsaglik groot. U gee altyd vir ons nuwe geleenthede om U met nuwe ywer lief te hê en te dien en te eer. En daarom is dit wonderlik, Here, dat ons by hierdie rougeleentheid en viering van Philip se lewe elkeen opnuut opgeroep word om hierdie liefde wat U vir ons het te omhels en met werklike dankbaarheid in ons harte met 'n opnuwe toewyding ons lewe aan U te wy. Mag hierdie geleentheid ons daartoe dring in Jesus se naam. Amen.